Goeienaand broers en susters, welkom in die huis van die Here, welkom weer huis van gebed. Ja, vra om verskoning nou nie gisterand 'n boodskap opgesit het, ons is gisterand by bid hier. En ja, wat 'n geseënde tyd was dit gewees saam met die Gees van God, net om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Dit was awesome, dit was werklik waar. Die Gees van die Here was so tasbaar dat 'n mens kan dit net nie oorskryf nie. Die boodskap wat die Here vir gegee het was Matteus 14 vers 22. En ja, ek kan werklik waar deur gelees, dit was net awesome. Ja, dit gisteraan net werklik waar die grootheid van die Here bewys weer eens wie is die Here. En soos ek ook gesê het gisteraan, 'n mens lees dit so baie. Miskien kan ek toch net vir julle lees hierso. Hy sê, en nadat hy die skare weggestuur het, en Jesus het dadelik sy disippels gedwing. Weet jy, ek het al 'n week oor hierdie skrif gelees en ek het dit nooit besef dat die Here sy disippels gedwing het om op die skei te klim en oor te vaar so lank en die Here het toe die skare weggestuur en hy het op die berg gegaan om eensaam net voor God die Vader te kan bid. En dink hy sê die 4de nagwag, terwyl die disippels in die skei was en die wind was teen hulle en die storm was teen hulle, het die Here al wandelend op die see gekom. En dit verstom my om te dink, hier's die disippels besig om te spartel teen hierdie geweldige wind en storm wat teen hulle is. Maar die Here kom op die see gewandel. In daai storm wandel Here op daai see, sonder enige iets wat hom terugdruk of enigiets. Die Here wandel soos wat u en ek sal wandel as ons gaan vir 'n stap. Al wandel op die see kom die Here aangestap. En die disippels skrik vir hulle self so boegland, toe hulle nou seker die gedaante daar ver sien kom in hierdie storm en hulle dink hulle sien 'n spook en hulle begin skree van angs bevange vir hierdie spook wat hier op die see kom. En die Here sê vir hulle, moenie bevrees wees nie, dis ek. En Petrus waar hy sê, Here, as dit u is, sê ek moet uitklim en na u toe kom. En die Here sê vir hom, kom. En Petrus, die woord sê, en Petrus het uitgeklim en het gestap na die Here toe. En dis nie dat hy uitgeklim het en gesink het, en nee, hy het geloop. En toe hy die omstandighede om hom rondom hom kyk, die storm en die wind, en seker die ander apostels wat besig is om te stoei en te veg in hierdie branders, in hierdie see, in hierdie storm, te begewe sy moed hom net, en want hy haal sy oog van die Here af. En dis wat so baie maal in ons lewens gebeur. In plek om ons oog op die Here te hou en te vergeet van die storm rondom ons. En sien die heerlikheid van die Here wat hierso aangewandel kom. Dit was so gisteraan die Gees van God, dit was net so teenwoordig. Weet jy het alles vergeet van die dag. Dit was net die Gees van die Here was net daar. En dit was so tasbaar geweest en dit was so heilig geweest om te weet, ons is in die teenwoordigheid van die Heilige God. En weet jy broers en susters, dit maak net soveel maal 'n mens meer opgewonde om die Here net te aanbid, om te sê, Here, dankie, dankie, dankie dat ek die Heilige Gees van God in my binneste het, dat die Gees van die Here so borrel in jou, dat jy nie kan stil bly nie. En ja, soos ek sê, die Gees was so tasbaar geweest, dit was net regtig unreal geweest, hoe groot die Here is, en ek dink hier wat vir my uitgestaan het is, toe en Jesus het dadelik met hulle gespreek gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. Hy sê, toe Jesus dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, jou klein geloof, waarom het jy getwyfel?
Hoeveel keer vertwyfel ons by broers en susters, is dit werklik die gees van die Here? Is dit werklik 'n God wat ons handvat? Is dit werklik die Here wat met ons praat in ons hart en vir ons sê hoe lief is hy vir ons? Hoeveel maal twyfel ons? Ek meen net Petrus wat op die see geloop het en toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. Want as mens, ja, ons sou ook seker bang geword het. Maar ek dink as 'n mens leer om die oog op die Here te hou, as ons leer om op God te vertrou en te weet, Here, dis deur u liefde, u genade, dis u krag. Wat het Petrus op die see se water gehou? Die krag, die liefde van die Here. Maar toe hy wegkyk en hy sien die omstandighede, toe sink hy. Hy sê, toe kom die wat hy sê, daarop klim hulle in die skei en die wind het gaan lê. Die Here het nie met die wind gepraat nie. Toe Jesus in die skei klim, toe gaan lê die wind, toe gaan lê die storm. Toe raak alles rustig. Sonder dat die Here 'n woord gesê het. Sonder dat die Here nodig gehad het, het die gees van die Here gestraal net op elkeen van ons geval. En dit was so aanreël. En die vreugde van die Here was so groot in jou binneste, laat ons werklik waar net besef het, hoe groot is ons Here. En hier kom die mooiste van alles, hy sê, toe kom die wat in die skei was, my broers en susters, en val voor hom neer en sê, waarlik, u is die seun van God. Almal van hulle wat hier skei was, kom val voor die Here se voete neer en sê, waarlik, u is die seun van God. My broers en susters, daai storm wat woed om ons lewens, kom ons gee dit vir die Here. Kom ons val neer voor die voete van die Here en erken dat Jesus werklik die seun van die lewende God is. Dat hy deel is van die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees wat in ons woon, wat saam met ons die heerlikheid van God net kan uitroep en soos ek dink amper soos op die dakke kan staan en uitroep na die Here en die Here net verheerlik en sê, dankie my God, dankie Here vir die heerlikheid, dankie vir die teenwoordigheid, dankie dat jy ons omstandighede verander het, dankie Here dat ons nie meer kon gekyk het in hoeveel mense daar was nie, nee, want die Here sê, wat 2 en 3 by mekaar is, daar is hy, en waar God is, daar is die engele, prys die Here. Al is jy net 2 of 3 my broers en susters, al is jy alleenig, is die Here saam met jy, dit is 2. En die Here sê wat 2 en 3 in sy naam vergader, daar is hy. So my boetie en sussie, as jy alleenig bid, is die Here daar, die gees van die Here is in ons. Dit maak die 2de en die Here is die 3de en die Vader is die 4de, prys God. Ek raak so opgewonde wees soos 'n strand, dit is werklik waar net 'n blymoedige gees hier binne in jou binneste, om uit te roep en te sê, Here, dankie. Dankie my God vir die heerlikheid. Dankie vir die blessings, Here. Dankie dat ons dit kon gebid het en net vir hierdie land kon ingetree het, en vir ons mense kon intree, en vir die kerke kon intree. Laat die gees van die Here werklik waar net weer kan begin manifesteer tussen die kinders van die Here. Laat ons weer begin honger raak na die woord van die Here. Laat ons honger raak na die Heilige Gees. Laat ons begin uitroep weer, Here, die laat reëns, laat die reëns val. Ek was so opgewonde en ek was so dankbaar teenoor die Here. Karen sê vir my, jy het gisterand erger gesnork as nog altyd tevore. So, ek was so opgewonde in die Here, dat ja, ek weet nie, mens weet hoe snork jy nie, maar ja, ek eer die Here, ek is so opgewonde om die skrif met u te deel, om vir u te sê,
weet jy wat, kom ons val voor die voete van die Here neer, en kom ons erken en bely in ons harte uit, dat Here, U is die Seun van God. Vader, U is die een wat die storm in ons lewens stil maak. U is die een wat die vuur in ons binneste aansteek. Here, dat ons al firelighters vir die Here kan word. Here, laat ons die voorlopers van hierdie vuur kan wees, van die herlewing wat in hierdie land gaan plaasvind. My broers en susters, die Here sê, bedink die dinge wat nie bestaan nie, asof dit te bestaan. Beroep die dinge, ek roep dit in die naam van die Here, dat die Here herlewing in Suid-Afrika stuur, dat die kinders van God weer begin honger word na die woord van die Here, dat ons in die woord van die Here sal bly. My broers en susters, dat ons op knieë voor die Here sal bly, dat ons sal bely en erken dat Jesus is die Here, en God het hom 'n naam bo alle name gegee in die hemel, op die aarde en onder hierdie aarde, en God het Jesus die Here gemaak. Halleluja, prys die Here. Dit maak jou net opgewonde om te weet dat Jesus is Here, en hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy tree vir ons in. Halleluja. Dit maak dit nie opgewonde om te weet dat, maak nie saak wat vandag gebeur het nie. Jy kan dit voor die Here se voete gaan neerlê en sê, Here, vergewe my. Maar Here, in dieselfde asem wil ek sê, ek is so word moedig, Here, ek is so verbly in my gees en my siel, om vir U te sê dankie. Dankie vir hierdie dag, Here, dankie vir die gees, dankie vir die salwing, en Here, dankie dat ons die woord van die Here kan spreek. Dankie dat ons die dinge kan bedink wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Here, dankie vir die 3000 sitplek tent. Ek eer die Here vir die 3000 sitplekke. Ek is so opgewonde. Ben ek die alle tent? Nee, ek het nie, maar ek bedink die dinge wat die Here sê wat nie bestaan nie, asof dit bestaan, wat my God kan in alles voorsien. En ja, waar die Here ons gaan stuur, daartoe sal ons gaan. En ek eer die Here, en ek is opgewonde oor die dinge van God. En ek lewe net uit om die woord van die Here te verkondig. Dis my lewe, dis die passie in my binneste, dis die vuur hier binne my wat brand, om die woord, die ware evangelie van Jesus te verkondig. Die waarheid, wat nie in die woord van God staan nie. Vir my gaan dit wat staan in die woord van die Here. Dis woord is lewe. Want jy kan nie byvoeg nie, ons kan nie die woord uit konteks uitdruk nie. Dis wat hier so staan, Jesus het wandelend op die see gekom. Wat beteken dit? Die Here het net op die see gestap. Die storm het hom nie ontstel nie. Die winde het hom nie ontstel, want God het geweet, ek is in beheer van die see, van die storms. Halleluja, en hy is in beheer van ons lewens. Maak dit hier nie opgewonde nie, om te weet, toe hy in die skei klim, toe gaan lê die wind, en die storm bedaar, en alles raak rustig. Want die natuur ken die Here. Hoeveel te meer ons, my broers en susters, wat die gees van God in ons binneste het, hoeveel te meer moet ons die Here ken. Hoeveel keer meer moet ons weer opgewonde raak, om op 'n Woensdag in plaas van 'n sel na 'n bidhuur toe te gaan. Want weet jy, sel het deesdae so die plek van die bidhuur ingeneem. Het is nodig om te bid, want daar is krag in gebed. My broers en susters, ja, ek sê nie dit is verkeerd van selle nie, glad nie, maar dan moet u sel 'n gebedsel maak, dat daar gebid word, dat die Here kan intree en die mense kan verlos en wysheid kan gee in die woord van God. Want so baie maal gaan dit deesdae oor, wat bring ons om te eet, wat gaan ons eet, en al die klasse dinge. Maar hoe gaan dit met die geestelike lewe? Is jy opgewonde oor die dinge van die Here? Het jy 'n verlange in jou hart om te bid tot God? Het jy 'n verlange om jou hande uit te steek en te sê, Here, ek het U nodig in my lewe. Ek wil U verheerlik, my God, want dit kom U toe. Al die lof en al die prys en al die eer. Niks behoort aan my nie. Ek is net Ben Arnold, wat die Here gered het. En die Here het geweet, hy het dit doel met my. En dis waarom ek weet dat ek weet, my broers en susters, ek kan bid vir 'n 10.000 sitplek tent, dit maak nie saak nie. Die Here kan vir my gee, al is dit 'n 10-man tent, maar die woord van die Here sal ek bly verkondig, totdat die Here kom. Halleluja, broers en susters, mag die Here vir u seën, mag u werklik waar opgewonde raak, mag daar ook 'n vreugde in die hart begin kom, om net u knie te kan buig en te sê, Here, gee vir my ook dit.
Geef my ook daai blymoedige gees, daai verlangende gees, net om voor U te kan uitroep en te kan sê, dankie Here. Dankie vir U genade en U liefde. Dankie Here dat ek 'n kind, 'n seun van God genoem kan word. En dankie Here dat die skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seuns van God. En dankie Here dat my broers en my susters, ons almal seuns van U is, en ek eer U daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. My broers en susters, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie vir hierdie woord, Here. Dankie dat ek ook die vreugde wat in my hart is kon deel met my broers en susters, Here. Hulle wat U nodig het vandag, hulle wat 'n verlange het, hulle wat 'n behoefte het, Here. Ons weet nie altyd wat gaan ander mense se lewens aan die Here. Maar baie maal is dit nodig om so 'n boodskap te hoor, sodat ons kan ontslae raak van hierdie masker wat ons opsit, Here. Want elke dag sit ons 'n masker op, dat die mense nie die pyn en die seer in ons harte moet sien nie. Maar my God, U sien agter daai masker. En Here, in gebed kan ons daai masker afhaal vanaand en sê, Here, U weet hoe gaan dit in my lewe? U weet hoe gaan dit met my finansies? U weet hoe gaan dit met my huwelik? U weet hoe gaan dit met my gesondheid? Here, U weet dit alles. Daar is net niks wat ek vir U kan wegsteek nie. Here, U weet wat is my verlange. U weet, my God, my behoefte om meer van U te ken. Here, ek bid dat U werklik waar die Gees sal oopmaak in my broers, my susters se harte. Here, laat ons die woord sal lees en sal bestudeer en sal leer, Here, wat is die woord? Here, dit wat U sê, lewe dit uit. Here, laat ons werklik waar ligdraers van God kan wees. Here, mag ons liggame so skyn van die heerlikheid van die Here. Here, laat daar nie 'n vuil kol in ons lewe is, 'n vlek wat iets van U kan weghou nie, Here. Vader, ek bid vir my broers en susters, dat U sal seën met 'n dubbele mate van die salwing, Here. Dat U salwing oor hulle lewens losmaak. Here, laat hulle weer sal besef hoe belangrik is dit, Here, om te kan bid. Om net vir U te kan sê, dankie, Here. Dankie vir die liefde en die genade, my God. Here, laat hulle ook opgewonde kan raak en ook die salwing teenwoordigheid kan ervaar. Here, ek bid dit vanaand, dat die salwing daar by hulle in hulle huis is. Here, laat die salwing net losmaak, elke band wat hulle bind, elke ketting van die vyand wat hulle wil weerhou van gebed. Here, wil ek bid, laat U dit verbreek in die naam van Jesus Christus, Here. Laat my boeties en sissies vry is om U te kan aanbid, Here. Ons maak hulle los in die naam van die Here. Ek spreek vryheid oor hulle uit, Here. Ek spreek 'n gees van gebed in hulle harte en ek sê, Here, dankie. Al die lof en prys en eer behoort aan U, my God. Dankie, Here, laat U elkeen aanraak. En Here, laat hulle besef, wat is liefde? Die liefde is die Here alleenig. Dis daai liefde wat in ons borrel, my broers en susters. Kom ons wees bly en opgewonde in die Here, in Jesus naam. Amen en amen en amen. My broers en susters, weer eens, baie dankie dat U inskakel by Huis van Gebed. Dis kom my YouTube channel, Huis van Gebed is. Ek is werklik waar baie lief om te bid. Ek wil net by die voete van die Here bly. Maar ja, daar's baie maal omstandighede, dat die mens moet werk, jy moet inkomste verdien. Maar die Here weet wat in my hart aangaan. Die Here ken die verlange in my hart om voltyds in bediening van die Here te staan. Dis 'n verlange, en dit sal ek bedink die dinge, en ek bid, Here, geef my 'n tent. Ek is maar nou net eenmaal 'n tentmens, ek is lief. Dis hy vryheid van die Here. Paulus was 'n tentmaker gewees, en ek dink dis hoekom ek ook so lief is in 'n tent, want ek het die Here werklik waar ontmoet in 'n tent. Ek het geleer daar wat is dit om 'n kind van die Here te wees in 'n tent. Halleluja, maar dat maak nie saak nie. Al is dit 'n gebou, prys ek die Here. Al is dit nie hooplig, prys ek die Here. Maar die woord van die Here sal ons bedien. My broers en susters, weer eens, my naam is Ben Arnold. My telefoonnommer is 078-305-7960. Ons is beskikbaar as jy vir ons wil nooi vir 'n bediening. En ja, mag die Here vir u seën. Mag jy 'n wonderlike aand hê, en mag jy ook die heerlikheid van God ervaar. Shalom. Die Here seën vir u, my broers en susters.